Goeienaand en welkom by ons reeks aandgesprekke oor die kruiswoorde van Jesus. Vanaand die tweede kruiswoord. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Lukas 23 vers 43. Jesus hang aan die kruis, omring deur 'n gespot en ongeloof. Hy wat as koning gekom het, sterf nou soos 'n misdadiger. Hy word gereken onder die slegtes van die samelewing. Links en regs van hom hang twee misdadigers. In die middel Jesus, misdadiger. En tog, hier teen die agtergrond van hierdie donker prentjie, breek daar 'n lig deur. 'n Lig van God se genade in die lewe van 'n sterwende mens. Dit is asof een van die misdadigers iets sien. Iets meer as wat hy met sy oë sien. Dit is asof hy geloofskyk ontvang. Hy sien in die gekruisigde Jesus nie 'n verslaande man nie, maar 'n koning en 'n verlosser. Dit bly 'n wonder dat God juis 'n misdadiger gebruik om die evangelie aan die kruis af te kondig. Nie 'n fariseer nie, nie 'n skrifgeleerde nie, nie eens 'n disipel nie, maar iemand wat skuld ken, iemand wat openlik bely, ons ontvang ons verdiende straf, iemand wat weet hy het geen reg of aanspraak nie. Sy lewe het hom net tot hier gebring, tot by die dood gebring, maar hy word die verkondiger van God se genade. Hy draai na Jesus. Langs hulle hang nog 'n misdadiger, in dieselfde omstandighede, met dieselfde pyn, dieselfde naderende dood. Maar sy reaksie is totaal anders. Hy spot. Is jy nie die Christus nie? Red jouself en ons? Vir hom is Jesus net nuttig as hy sy onmiddellike nood sou kon oplos en hom van die kruis af bevry. Hy soek nie verlossing van sonde nie, maar verligting van lyding. En hoe herkenbaar is dit nie ook nog vandag nie. Baie mense, onsself, wil hê Jesus moet net help en beskerm en ons red van ons aardse probleme. Maar ons wil hom nie altyd erken as ons verlosser en ons koning nie. Die eerste misdadiger sien dis dieper. Hy bestraf sy medegekruisigde en bely dan 3 dinge. Hy erken sy skuld, hy erken Jesus se onskuld, maar hy bely ook sy koningskap en sy verlossing. Hierdie man sê hy, Jesus het niks verkeerd gedoen nie. En dan bid hy 'n eenvoudige en nederige gebed. Jesus, dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom. Agter hierdie eenvoudige woorde lê 'n diep geloof. Hy glo dat Jesus 'n koning is, al hang hy aan die kruis. Hy glo dat Jesus 'n koninkryk het, al lyk alles verlore. Hy glo dat Jesus die verlosser is en kan red, selfs nou op die rand van die dood. Hoe het hy tot hierdie geloof gekom? Ons weet nie presies nie. Miskien het hy Jesus se optrede vooraf gesien, sy sagmoedigheid. Hy het sy gebed gehoor, Vader, vergeef hulle. Hy het waarskynlik die opskrif bo die kruis gelees, koning van die Jode. Maar uiteindelik is daar net een antwoord. God self het sy oë oopgemaak. Hy ontvang genade, onverdiend. Jesus antwoord hom. Te midde van sy intense lyding draai hy na die sondaar en sê, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat 'n belofte. Jesus gee nie net wat gevra word nie. Die man vra min, onthou my. Jesus antwoord soveel meer. Jesus beloof gemeenskap met hom. Die man vra oor die toekoms. Jesus gee sekerheid vir vandag. Die man vra min. Jesus gee alles, die lewe.
Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nie eendag nie, nie dalk nie, vandag. Nie net in 'n plek van rus nie, maar saam met my. Dis die hart van die belofte van die Here, saam met my. Let ook op, hierdie man het niks gehad om voor Jesus te kom neersit nie, geen goeie werke nie, geen kans om sy lewe reg te maak nie, ook nie hierna nie. Hy kon net glo en vra, en dit was genoeg. Uit genade word hy gered. En so weer klink die tweede kruiswoord vanaand na ons toe. Miskien voel jy soos daardie misdadiger, bewus van jou sonde, jou tekorte, jou onvermoë. Miskien is jy bewus daarvan hoe min, hoe niks jy het om aan te bied nie. Maar hoor dan die evangelie. Jesus red sondaar mense wat na hom toe kom. Hy is nie net 'n helper in moeilike tye nie. Hy is die koning. Hy is die een wat verlos, wat vergewe. Hy gee homself. Kom bid dan vanaand, soos daardie sondaar mens met nederige geloof. Here, dink aan my, en mag jy in die geloof die antwoord hoor. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Goeienaand.